Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ek bedien vir jou vanoggend op die borsharnas van geregtigheid, waar ons gister gekyk het na die wapenrusting van God en ons by die gordel van waarheid begin het. Nou die borsharnas van geregtigheid is die gedeelte wat hy sê, ons lees van vers 14, 6 vers 14, die waarheid moet jy soos 'n beld om jou middel vasbind, die wete dat God jou van al jou sondes vrygespreek het, moet soos 'n stuk staal jou bors beskerm. Die woord sê vir ons in Spreuke, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Ons het geregtigheid en regverdigmaking verkry deur die bloed van Jesus. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en 'n manier hoe God dinge doen, en die res sal jou bygevoeg word. Maar wat doen ons? Ons begin gewoonlik eers by die res, en dan raak ons hart bevrees. Dan begin ons dubbelhartig raak. Dan kom vrees in, en dan begin dit om ons vastrek, soos 'n klomp wolwe op ons afsak, dat ons daardie benoudheid ervaar, daardie angs ervaar, en nie lank nie, dan lê ons verlam van vrees. Dit kom in waar ons vertroue op ander plekke plaas, wat ons dubbelhartig raak, of op onsself, of in mense. En die Here sê vir ons, soveel keer in die woord, ons moenie bekommerd wees nie, dat ons bekommernisse op hom moet werp, want hy sorg vir ons. Om te dink dat die Here jou so baie lief het, dat hy weet wat bekommernisse aan jou doen, dat Jesus weet hoe dit was, toe hy in Getsemane ingegaan het, en sy bloed in sweetdruppels geval het, oor daardie bekommernisse, daardie angs, daardie vrese, daardie ontsteltenis, daardie stres, daardie drukking, bedruktheid van ons, wat op hom gegaan het. Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. As daar chaos in jou hart is jou lewe in chaos. Wees werklik eerste in jou hart. As daar iets gebeur wat jou ontstel, wie is dit eerste wat jy met jou hart nagryp? As dit die Here is, dan is jy op die regte plek, en dan weet jy, dit is al een wat hierdie bose magte oorwin het, uitgeklee het, en 'n triomftog meegevoer het. Want God het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van liefde, van krag en selfbeheersing. En Deuteronomium 30 sê, dat die Here God jou hart sal besny, en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê, met jou hele hart, met jou hele siel, dat jy kan lewe. Dat die Here ons hart van klip uithaal, en aan ons hart van vlees gee, om hom te dien. En as jy mooi kyk na daardie wapenrusting, dan sit hy oorkant oor jou borskas. Hy maak jou borskas toe. Hy maak daardie deel toe, waar jy kan seer kry. Hy maak daardie deel toe, waar die vyand jou kan vernietig. Want God weet wat hy vir jou beplan het. Voorspoed en nie teëspoed nie. Die Here weet, nog voordat jy in moederskoot was, wat hy in jou geplaas het, binne jou hart geplaas het. Ek glo dit is iets wat in jou hart geplaas is, want die passie kom uit jou hart uit. Het jy al gevoel, as jy seer het in jou lewe, dan is dit nie op 'n ander plek nie, maar is diep in jou hart, wat jy daardie seer voel. En dit is daardie wat bewaak moet word. Nie net bewaak moet word, dat ons nie moet kwaad word nie, maar die oorspronge van die lewe, dit wat God vir ons bepaal het, is binne ons hart. En dit is wat die vyand agteraan is. Hy sal alles doen, sodat jy nie in jou purpose moet staan nie. Dis waarvoor hy gaan. Hy gaan vir daardie joy, wat jou purpose vir jou bring, om jou daar te vernietig. Hy sal mense daar oor jou pad stuur, wat jou mismoedig, wat jou afkraak, wat jou moet breek. Daardie juffrouens en onderwysers op skool,
hulle wat jou moes gebreek het, 'n pa of ma se woorde wat jou moes breek, sodat jy net nie by jou purpose kan uitkom nie. En dis wat die vyand baie goed weet. Hy weet as hy vir jou hart gaan, dat daar chaos in jou lewe sal wees. En jy nader aan 'n klipharde hart kry, 'n hart vol rebellie, om te maak asof jy so hard is. Dan raak jy hard teenoor mense, en jy maak mense seer wat dit nie nodig het nie. Ons hart versag net wanneer ons onsself verneder, en hierdie wrokke en hierdie gemors met sonde vergifnis uitkom, en jy Jesus begin aanvaar as die Heer en die meester van jou lewe. Baie dink, hulle het hulle lewe oorgegee, maar het die Here regtig die reg en die seggenskap in jou lewe. Ons moet die borsharnas dra, sodat ons hart toegemaak word met sy geregtigheid, dat dit 'n hartsding raak, om te bewys, jy begin optree en dinge doen, soos die Here dit sou doen. Nie in jou geregtigheid nie, nie omdat jy goed is nie, nie omdat jy gehoorsaam kan wees in jou krag nie, maar omdat die Here van jou gehoorsaamheid verwag, dat jy sy wapenrusting moet dra, staande bly teen die vyand, en die borsharnas van geregtigheid oor jou hart te dra. Here Jesus, baie dankie vir u bloed vanoggend, wat ons dit kan drink. Here, baie dankie dat ons u bloed ook aan die deurkusyn van ons hart kan smeer, onder die wapenrusting, Here. Here, dat die vyand ons sal verbygaan. Here, dat daar nie oop deure by ons sal wees nie, maar deure wat geseël is met u bloed. Jesus, baie dankie ook dat deur u wonde daar vir ons genesing kom. Dat ons nie wonde in ons lewe sal hê van onvergifnis, wonde waar die vyand kan inkom nie. Maar Here, Heilige Gees, dat u die borsharnas stewig oor ons hart sal sit. Dankie Here, dat u vir ons bepaal het, voorspoed en nie teëspoed nie. Dat u in beheer is van ons lewensplan, dat u nog voor ons in moederskoot was Vader, gevleg het in ons lewe. Here, dankie dat u ons purpose onder u wapenrusting beskerm en u bloed. Amen.